Hoofstuk 23. Bevolkingsriviere. Kulture kan verander en die aard van hulle impak op politiek en die ekonomie kan tussen die een tydperk en die volgende een verskil. Tog is die groot verskille in politieke en ekonomiese ontwikkeling onder beskawings duidelik diep gewortel in hulle onderskeie kulture. Oos-Asiese ekonomiese sukses spruit uit die Oos-Asiese kultuur, net soos die uitdagings van Oos-Asiese gemeenskappe in die verwerwing van bestendige demokratiese politieke stelsels. Islamitiese kultuur verduidelik grootliks die mislukking van demokrasie wat in die grootste deel van die moslimwêreld na vore tree. Dis die woorde van Samuel P. Huntington uit sy boek The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Oom, ek glo ek het die toekoms van die land gesien in Afrika noord van ons grense, sê die jong vlieënier ernstig. Hoe so? Vra ek nuuskierig, want hy deurkruis die kontinent al 'n dekade lank. Op die grond kyk ons vas teen grense, sê hy. Uit die lug lyk dinge anders, want jy kyk bo oor grense en sien die werklikheid soos dit is. Grense bestaan net in mense se koppe. Dit is lyne op 'n kaart wat nie die werklikhede op die grond wys nie, vervolg hy. Nou, wat sê dit vir ons toekoms, vra ek. Mense is belangriker as grense, begin hy. Wit mense het tydens kolonialisme westerse kulturele stelsels in Afrika ingevoer en dit met mag op 'n onwillige Afrika-bevolking afgedwing wat dit met reg vervreemdend beleef het. Hierdie stelsels het gestrek van westerse infrastruktuur, dorpsbestuur en staatsadministrasie tot kapitalistiese ekonomiese en liberaal-demokratiese politieke stelsels. En toe die westerlinge na onafhanklikheid na hulle stamlande teruggekeer het, het dit stelselmatig gedekolonialiseer en Afrika kulturele stelsels geword. As die gaping tussen die kultuur van 'n bevolking en die stelsels te groot word, pas die stelsels by die mense aan en nie die mense by die stelsels nie. Mense skep en omskep oral ter wêreld stelsels wat uit hulle kultuur voortspruit. Ek knik, verras deur sy insigte. Hy vervolg: die verstaanbare weersin in die voormalige westerse oorheersers en dit wat hulle afgedwing het hierdie proses bespoedig. Die Afrika-elite het die koloniale tale en sekere westerse stelsels soos grondwetlike demokrasie en staatsdienste meestal oppervlakkig voortgesit, maar heeltemal begryplik by Afrika-kulture en omstandighede aangepas. Op grondvlak het Afrika nie verander en verwesters nie. In die lig sien ek vandag nog duidelik die ruïnes van die westerse koloniale era. Maar dit is seker verstaanbaar, sê ek. Net uiters verwaande westerlinge sou dink dat ons kultuur so meerderwaardig is dat die hele Afrika dit moes aanvaar. Ek stem saam, oom. Om te dink die weste is die beste en weet die beste gaan net lei tot 'n botsing tussen beskawings, gaan hy voort. Dit is hoekom baie Afrikaners so heftig reageer as westerlinge op die voortsetting van westerse waardes en stelsels aandring, asof dit die wêreldstandaard is waaraan almal moet voldoen. Wat sê dit vir Suid-Afrika se toekoms, vra ek. Die grootste deel van die platteland gaan noodwendig die karakter van die bevolking aanneem. Dit is wat reeds met die meeste klein dorpies gebeur het. Dis nie meer die toekoms nie. Dis wensdinkery om te dink dat 'n dorp met net 5% westerlinge met westerse dorpsbestuurstelsels bedryf gaan word. Die kultuur van die 95% gaan geld. En pogings om die 5% se siening af te dwing is nie net onhaalbaar nie, maar gaan tot kulturele konflik lei, omdat dit beskou sal word as pogings om kolonialisme of apartheid voort te sit. Nou, hoe sien jy dan die toekoms van westerlinge in Suid-Afrika, vra ek. In Afrika trek westerlinge saam in stede en leef daar steeds volgens hulle westerse kultuur en geriewe. Hulle bedryf dit deur die privaat sektor. In Suid-Afrika is hier nog miljoene westerlinge en sal hier nog baie westerse ruimtes wees. Die staat gaan dit net nie vir ons verskaf nie. Ons sal dit privaat moet doen, waar daar groot genoeg konsentrasies van westerlinge is
om dit moontlik te maak. Die gesprek met die jong vlieënier het my baie laat dink aan wat in Suid-Afrika gebeur het. Die groot omwenteling van 1994 was die gevolg van 'n dekadelange bevolkingsomwenteling, maar dit het nog 'n bevolkingsomwenteling veroorsaak wat die geskiedenis onherroepelik verander het. Die ou bedeling het vir meer as 2 dekades te vergeefs probeer om bevolkingsbewegings met staatsmag te keer. Demografiese bewegings laat hulle nie deur politieke en juridiese maatreëls stopsit nie. Die oorgang van 1994 het tot groot demografiese bewegings onder swart en wit gelei, van semigrasie na dorpe en stede tot migrasie uit Afrika-lande, wit emigrasie na veral westerse lande en selfs remigrasie van mense wat weer na Suid-Afrika teruggetrek het. Die belangrikste van hierdie bewegende bevolkingsriviere, as mense dit so kan noem, was die volgende. Die grootskaalse semigrasie van swart mense wat gelei het tot die ontstaan van 2500 plakkerskampe, waar hierdie bevolkingsriviere om dorpe en stede vasgevloei het. Die migrasie van meer as 4 miljoen Afrikane uit lande soos Zimbabwe en Mosambiek na Suid-Afrika. Die semigrasie van wit mense uit noordelike klein dorpies na streeksdorpe, stede en die Wes-Kaap. Die emigrasie van veral hoogsgeskoolde wit mense en later ook swart mense na westerse lande soos Australië en die migrasie van wit mense uit die land se middestede na voorstede en die trek van swart mense na die middestede. Die bevolkingsriviere se vloei is aan die gang gesit deur stiekragte in die sendergebiede, byvoorbeeld swart armoede en werkloosheid, die verval van dorpe en dienste, as ook wit vervreemding na mate die nuwe bedeling die platteland omvorm het. Die belangrikste trekkragte in ontvangergebiede, byvoorbeeld streekdorpe en stede, was meer werksgeleenthede, beter dienste en Afrikaners, wat as gevolg van die groter konsentrasie daar meer tuis gevoel het. Die groter getalle het ook kulturele instellings soos skole makliker volhoubaar gemaak. Dit is opmerklik dat min Afrikaners kultuur as die belangrikste beweegrede vir hulle nuwe groot trek aangevoer het. Die onverwagte gevolge van die kulturele vervreemding na die vinnige bevolkingsomwentelings in byvoorbeeld middestede het hulle sonder die nodige woordeskat gelaat om te verduidelik of selfs te verklaar wat gebeur het. Die meeste het die makliker rede van onveiligheid aangevoer. Dieselfde mense wat die voorstanders van Oranje beskou as verregses, wat nie by die nuwe werklikhede wil aanpas nie, het self haastig in die omvormde ruimtes weggetrek. Na mate die voorheen westerse ruimtes gedekoloniseer het selfs liberale westerlinge, wat hulle self as enkelinge sonder kulturele verbintenisse sien, weggetrek en in westerse ruimtes hervestig, sonder om te besef dat kulturele vervreemding die hoofrede vir hulle trek was. Die ruimtes behels nie net geografiese plekke soos middestede nie, maar ook werkplekke soos die staatsdiens en openbare ondernemings en die gebruik van openbare dienste soos staatshospitale, tehuise vir bejaardes, skole, universiteite, tegniese universiteite, colleges, dorpe en ander ruimtes waar die demografie verander het. Hierdie westerse eilande wat ontstaan het, is ook ommuur soos in veiligheidsdorpe of soos winkelsentrums ontwikkel het in gebiede waar mense meer kultureel tuis gevoel het. Diegene wat egter nie oor die middele beskik het om saam te trek nie, het nie 'n ander keuse gehad as om agter te bly en staatshospitale te gebruik of hulle self so goed as moontlik te verskans in gebiede wat heeltemal verander en ongelukkig baie keer verval het nie. Na mate die politieke, veiligheids-, kulturele en ekonomiese gevolge van die demografiese omwenteling al verder uitgespeel het mense al meer en al verder begin trek. Daar is nou weer 'n nuwe golf wat heeltemal uit Afrika na westerse state trek. Talle Afrikaners het die onafwendbaarheid van die African National Congress, die ANC-regering, aanvaar, hoewel hulle totaal onvoorbereid was
vir die revolusionêre veranderinge wat dit sou meebring na mate die magsewewig in die land saam met die omwenteling verskuif het. Westerlinge doen alles aan hulle vermoë om hulle self teen die breër gevolge van die demografiese omwenteling te verskans. Daarom het hulle grondwetlike instellings soos die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, PANSAT, probeer benut om hulle taalregte te beskerm. Steun hulle opposisiepartye, wend hulle hulself na die howe, privatiseer hulle sover as wat moontlik is en bekostigbaar is. Trek hulle na westerse ruimtes soos die Weskaap. Organiseer hulle hulself in selfhelp gemeenskapsorganisasies soos AfriForum en Solidariteit en probeer hulle deur die media druk plaas op die owerhede om histories westerse waardes te handhaaf. Dit is alles verstaanbaar, maar uiteindelik noodsaak demografiese uitdagings, demografiese oplossings. Dit is op die langtermyn nie volhoubaar om in die pad van 'n aankomende bevolkingsrivier westerse eilande agter kunsmatige damwalle te probeer bou nie. 'n Westerse veiligheidsdorp met 'n eie privaat skool in die middel van 'n provinsie met 'n heeltemal ander bevolkingssamestelling of wat in die pad van 'n demografiese migrasierivier lê, sal algaande al hoe meer bedreig word. Die kulturele ekosisteem soos westerse dienste, eiendomsreg, die markekonomie en ander stelsels sal op die langer termyn deur die veranderende demografiese riviere wat daar deurvloei weggekalwe word. Sekere Weskaapse dorpe kan maar net kyk na noordelike dorpe soos Louis Trichardt waar die toekoms reeds gebeur het om te weet wat kom. Tyd is uiteindelik die enigste verskil tussen hierdie noordelike en talle suidelike dorpe. Nogtans bly dit opmerklik dat demografie maklik is om te sien, maar moeilik om te verstaan. Akademici wat by die Noordwes Universiteit, die NWU, Potchefstroom kampus, transformasie aktivisties ondersteun het, soek toenemend poste by die Universiteit Stellenbosch, die US. Laasgenoemde is demografies en geografies die verste van die gevolge van hulle eie oortuigings. Daarteenoor dink sekere akademici verbonde aan die US byvoorbeeld dat transformasie net die verandering van die instelling se taalbeleid beteken. Sommige glo dat die Kaap steeds Hollands sal bly, al is dit in Engels. Ervaring het egter al geleer dat die grootste veranderinge nie die taalkundige verandering is nie, maar die kulturele veranderinge. 'n Belangrike rede vir die langtermyn onvolhoubaarheid van gebiede wat in die middel van demografiese riviere lê, is die ingeboude spanning wat die cappuccino-samestelling van die werksmag en die samelewing meebring. Wit bo en swart onder. Die eerste groot gevolg van die veranderende demografie is gewoonlik politieke bewindsoorname deur die ANC. Sulke politieke omwentelings skep verwagtinge waaraan die ekonomie nie kan voldoen nie. Wanneer die gaping tussen wat mense wil hê en wat hulle kan kry dan te groot word, begin hulle so verontreg voel dat die gebiede deur voortsleepende onluste getuister word. Dit verander mettertyd die omgewing se veiligheid, stabiliteit, ekonomie en infrastruktuur. Dit sit gewoonlik dan weer 'n demografiese kettingreaksie aan die gang en skep 'n westerse demografiese rivier wat begin wegvloei. Natuurlik het mense nie 'n ander keuse as om meer staatsbestand te word en hulle self teen die gevolge van demografiese veranderinge te probeer verskans nie. Uiteindelik is demografiese oplossings egter die enigste blywende antwoord vir demografiese omwentelings. Westerlinge sal vroeër of later uit die vloei van demografiese riviere moet kom. Die bevolkingswerklikhede van die land is die beginpunt van toekomsbeplanning. Dus is die weste van die land demografies en geografies bepaald 'n belangrike deel van die langtermyn oplossings vir Afrikaners wat glo dat 'n gevorderde vlak van vryheid nodig is om volhoubaar in Suid-Afrika te kan voortbestaan. Vir Afrikaners wat selfbestuur bo staatsbestuur verkies, is dit die gebied waar hulle 'n betekenisvolle demografiese meerderheid kan word en bly, hoe moeilik dit ook al mag wees. Daar is dalk net een groter uitdaging, naamlik om op die langtermyn midde in die onstuimige demografiese riviere van die land te probeer oorleef.
Die demografie is die toekoms wat reeds gebeur het. Die toekoms vereis daarom dat ons in terme van geslagte in plaas van korttermynoorwegings moet dink, beplan en optree. Wie die demografie probeer miskyk of wegwens, is uiteindelik gedoem om onder die golwe van die geskiedenis te verdwyn.